Môre julle, so baie het vir my gevra hoe ek daai pers katkries, half katkries storie eyeshadow gedoen het en julle, hier is die video. So ek het gebruik die True Cosmetics se eyeshadow palet. Hy het vir my baie mooi pers in. En natuurlik het hy vir my die bruin in en hy swart wat ek gebruik het en hy shimmers en die wit in wat ek ook gebruik het. So ek het onmiddellik ingespring met die pers. Ek het my oog net voorberei met 'n concealer. Die dag toe ek daai look gedoen het, die eerste keer het ek reeds my onderlaag aangehad, maar ja, ek wil net hê my skincare moet net bietjie set en dat ek bietjie meer langer tydjie het om julle te wys hoe om die eyeshadow look te doen. So hier gaan ons. So ek het begin met die pers en ek het 'n redelike kleinerige fluffy brush gebruik, want ek moet hom bietjie meer precise neer lê, want ek gaan begin met die pers. So ek gaan vir julle aan hierdie kantste oog wys, want hier by die kant behoort jy bietjie beter te sien as wat ek hierdie kant vir julle gaan wys, en ek moet nou nog in die spieël ook kyk. So hierdie is nogal 'n lekker hoed, 'n lekker look vir as wanneer jy 'n hooded eye ook het, maar as jy nie 'n hooded eye het nie, behoort dit ook net so lekker vir jou te werk. So ek het begin hier by my inner, waar ek die produk begin neersit het. En so met sulke sagte links en regs bewegings het ek dit begin neersit en ek het my lyn begin volg van waar ek my pers wil hê. En natuurlik hier in die buitekant moet hy af en op gaan. Okay, so dan sit ek net nog produk by. Begin eerder met te min as wat jy met te veel begin en jy gaan sukkel om dit uit te blend. Ons wil nie dit hê nie. En dan gaan ek net daai wing net so 'n bietjie verder na die binnekant. En hoe ek daai wing bepaal is basically van die punt van jou oog na die punt van jou eyebrow toe. So hy moet daar stop. Okay. So het ek dan nou maar net die kleur aanhou opbou tot ek gevoel het hy is vir my donker genoeg en wanneer ek my oog oopmaak moet jy nog steeds daai kleur kan sien. En dan natuurlik as jy hooded eye het, moet jy hom net so 'n bietjie hoër vat daar dat hy net in sequence lyk, want onthou ons moet nou nog 'n cut crease maak. En dan wil jy nog die cut crease ook kan sien wanneer jou oë oop is. So jy moet hom probeer hoëgerig vat. Ja. En dan bou ek maar net die kleur op tot ek voel die kleur is dan nou reg en hy is op die regte plek en die regte posisie vir my. Hierdie is dan nou die eerste kleur waarmee ek werk. En soos ek altyd ook vir julle sê, onthou wat ek in die een kant doen, doen ek in die ander kant. So ek maak nie eers een oog klaar en dan spring ek na die ander oog toe nie. Maar ek dink vir hierdie video se doeleindes gaan ek vir julle net die een oogie doen. Ons het 'n werksdag, so ek kan nog gelukkig nie so gaan werk nie. So ek gaan net die een oogie vir julle doen en wys. Maar onthou, een stap hier, daai selfde stap hier. Een stap hier, daai stap daar. So gaan ons aan. Okay, in elk geval dan het ek met die swart ingegaan, wat hierdie enetjie is. En ek het hom ook opgesit. Wat ek dan met hom gaan doen, is ek gaan nou nie so hoog met hom gaan, soos wat ek met die pers gegaan het. Ek gaan hom 'n bietjie laer begin. So, en ek vat hom dieselfde shape as wat ek die pers het, en dan trek ek hom net uit, net dit. Ek moet nie worry nou hier wat die swart gebeur, ons gaan in elk geval daai crease cut met 'n concealer, so, dan gaan daai kleur in elk geval weer wegraak. So, wanneer ek dit nou gedoen het, en ek voel ek het nou genoeg swart neergelê, lekker donker puntjie gemaak, gaan ek net my borsel bietjie op my hand afveer, dat die ergste swart af is, dan gaan ek terug in my pers in. Hierdie is nie net 'n vinnige eyeshadow look nie, dit is maar ietsie waarmee jy met tyd vat, en jy maar jou geduld gebruik, en dan gaan ek op daai edge van waar die swart gesit het, en ek gaan hom nou net weer so lekker blend met die pers. Ek wil net nie solid strepe hê, as ek dit so kan sê. En dan gaan ons met ek gaan sommer met 'n kleiner brushie in, wat so lyk net om my edge van my uit te fluff. Of uit te feather, as ek dit so kan sê. Ek wil, soos ek sê, in die solid lyne hê nie. Net dit. So dan gee hy vir daai mooi, smoky, pers en swart effek. Okay, as ons dan met daai ene klaar is, gaan ek in met 'n concealer borseltjie. En ek gaan sommer vir die video die Huda Beauty se Wax Filter Concealer gebruik. Hierdie is in die kleur 1.1 Royal Icing. Ek weet dit al wys. Okay, en dan gaan ek net 'n bietjie opsit, nie baie nie, want hierdie goed is baie potent. So ek vat my borseltjie
Ek sit vir my 'n bietjie concealer in, ek smooth hom net uit dat die brush nie te dik geplak is nie. En dan moet 'n dun concealer borseltjie wees. En dan gaan ek hom begin kat hier in my hoekie. Maar die geheim hier is, jy moet jou oog kan oopmaak. Kyk waar jy jou cut crease wil hê, waar hy moet stop. Want as ek my oog oopmaak, wil ek kan sien wat daar gebeur. Ek moet nie so wil rondloop dat almal moet sien waar is my cut crease nie. Ek wil nog steeds, as ek 'n oop oog hê, kan sien. Kyk, so dis waar ek gaan stop. So dan gaan ek hom nou vat van hier voor, ek kan eintlik maar agter begin, is makliker dink ek. En dan gaan ons hom net vorentoe so 'n lyntjie trek. Lekker nog steeds in die shape van jou oogie. En dan as ek hier kom, gaan ek hom dadelik begin invat dat ek daai cut crease het. En as jy nog concealer het, soos ek altyd vir julle sê, begin eerder met bietjie, as jy te veel het en jy weet nie wat om daarmee te maak nie. Dan kan ek net ingaan, ek kan nog 'n bietjie opsit en ek kan hom nou net hier vol maak. Probeer maar dat hierdie boogie bietjie meer ronder is hier. Nou nie soos 'n lyn lyk wat daar lê nie. OK, en dan vat ek 'n fluffy brush. Sommer enige enetjie wat jy het en dan druk ek net die concealer dat die concealer net lekker inblend, dat hy nou nie sulke spots en patches maak nie. En dan hierso blend ek net daai solid lyntjie net bietjie in met my donker kleure. Ek wil nou nie 'n hele streep net daar hê nie. So dan doen ek basies net dit. En as daar 'n ander make-up artist kyk, jy doen jou cut crease soos wat jy wil. Dis hoe ek myne doen en dit is waarvan ek hou. In elk geval, as jy nou klaar is met daai enetjie, dan los ek my concealer dat hy net so klein bietjie set, nie te veel nie. En dan gaan ek in met 'n skoon borsel. Onthou altyd as jy na 'n ligter kleur toe gaan, om weer met 'n skoon brush in te gaan. Ek gaan sommer hierdie enetjie gebruik. En dan gaan ek hierdie wit vat wat hier heel bo is. Ek gaan hom lekker baie opsit. En dan gaan ek hom nou op hierdie concealer dab. Hy gaan nou help om daai pigment van daai wit mooi deur te bring. En dab ek hom nou lekker daar. Nee, dit dan vir nou is ek klaar met daai gedeelte. Onthou net elke keer wat ek op die oog doen, doen ek op die oog. Maar ek wys net veel op die een oog. OK, dan gaan ons terug met daai borseltjie waarmee ons begin het met die pers en die swart. Ek gaan nou weer ingaan met die swart, met die pers. Wat ek nou gaan doen is ek gaan nou die pers half blend met my wit. Ekskuus, ek het dit te min gevat. So ek gaan nou my pers blend en ek vat 'n skynshoekie. Gaan skuins na my oog se lash line toe. En dan gaan ek hom nou boontoe blend, dat hy nou lekker met daai hoekie wat ek nou gemaak het kan connect. En dan blend ek hom nou net bietjie daarin met die wit. Ek wil nou net nie 'n solid streep hê nie, maar as jy nou wel enetjie het en jy sukkel om uit te blend, gaan ek jou nou wys hoe maak ons hom toe. OK, so ek gaan net nog bietjie pers bysit. Ek voel ek kort nog pers. Dan sal ek net nog bietjie pers bysit. En onthou, hierdie is absoluut, dit is, jy moet kreatief wees, jy moet doen wat jy voel, en hoe baie jy wil opsit, en hoe donker jy hom wil hê. Dan gaan ek nou terug na die swart toe. En in daai hoekie gaan ek dieselfde beweging doen, ek gaan net nie so ver vorentoe gaan nie. As ek die pers hier opgesit het, dat die pers half blend in die swart in, en dan gaan ek hom nou finaal met daai hoekie connect. Sien jy? So wat nou lekker is, as jy hierdie ooglook doen, voordat jy die res van jou gesig doen, kan jy lekker, as jy nou 'n foutjie maak, gaan net 'n lappie vat en hom daar afvee, of jy kan daai sharp line maak, wat Michaela altyd van praat, maar ek hou van 'n lekker, ek weet nie, ek is nie mal oor hierdie sharp lyne nie, dit werk vir haar, dat ek baie mooi op haar, ek voel net dit werk so lekker vir my. In elk geval, dan gaan ek met nog 'n kleiner borseltjie. Ek sê nog as jy kan gebruik, jy kan jou eyebrow brush ook gebruik vir hierdie stap, want hy solank hy net dun genoeg is. Want wat ek nou wil doen is, ek wil daai lyn tussen my perse en swart en my concealer waar ek die wit gesit het, wil ek net so bietjie donkerder maak. So ek gaan nou met 'n swart in, so my eyebrow brush, en ek sit hom liggies op, liggies.
dat hy half in daai agterste ingaan. En moenie stres as jy nou 'n foutjie gemaak het nie, want jy gaan in elk geval nou blend. So dan vat ek daai ander brushie. Ek vee hom lekker skoon en dan blend ek hom net. Ek hoop julle kan sien, want ek moet nou in die spieël kyk, want ek kyk nou op die foon, dan lyk die dinge vir my anders te om. In elk geval, so dan blend ek hom net, en as ek voel, hy is nog steeds te swart bolangs, dan sit ek net nog bietjie beige by. Dit is ook om ek sê, hierdie is absoluut 'n speel look. Jy moet kan speel, jy moet kan tyd hê, en as jy hom nie die eerste keer reg kry nie, was hom af, probeer môre weer. Dit is nie net 'n look wat jy oornag gaan reg hê nie. So wees maar geduldig met jouself. Kyk, nou vat ek daai ander brush wat ek dan gebruik het, en ek baf maar net eintlik mooi om my oogie, dat alles net lekker mooi saam kan blend. Dis wat ek daar doen. So ek het nou klaar my wit en alles neergesit. Dan gaan ek in met 'n shimmer. Jy kan enige shimmer van jou keuse gebruik. Jy kan tot pers gebruik. Dit sal stunning lyk met hierdie look, maar ek wil 'n bietjie van 'n breekie. So ek gaan nou met 'n goue enetjie in en ek gebruik my vinger. Wanneer jy jou vinger gebruik, kry jy bietjie meer pay-off met jou shimmer. En ek sit hom net daar waar die kleure met die wit blend. Sit ek hom daarop. Nie my hele wit nie. Dat hy net daai mooi effek skep. Okay. In elk geval, en dan gaan ek terug na die swart toe met die eyebrow brush wat ek nou gebruik het. En ek gaan vir my 'n eyeliner met die eyeshadow trek. So wat ek doen is ek begin agter, ek trek hom vorentoe, maar ek hou hom teen aan my lash line, so na as moontlik so die kan gaan. En hoe after jy in jou speeltjie kyk, hoe meer toe is jou oë, dan kan jy daai lyntjie lekker insit. So ek gaan lekker naby. Jy kan 'n liquid liner ook gebruik as jy al gemaklik daarmee is en jy kry die lyntjie reg sonder om dalk 'n foutjie te maak. Ek voel net ek kom beter reg so met 'n eyeshadow vir 'n liner, en dit lyk vir my mooier want hy gee vir jou 'n bietjie meer van 'n smoky effek. Love it. En ek vat hom heel wat vorentoe. Hoe meer hy vorentoe gaan, hoe sagter gaan ek. En julle gaan my nie glo nie. Dit is daai look. Hy lyk net baie lig. Ek weet nie hoekom of dit dalk oor die beligting gaan nie. Maar as jy nou jou vol gesiggie make-up aan het, dan gaan jy die effek kry van hoe die look lyk. Gaan kyk terug na my video's toe. Wat ek veel op TikTok gepost het van toe die look nou klaar is, en wat nou hierdie look net nog meer brilliant maak, is as jy daai binnewaterlyn van jou lekker pikswart maak, die onderste ene wit maak, jy gebruik daai pers en swart wat jy gebruik het vir hier onder teen aan jou lash line met die eyeshadow, en jy sit vir jou lash op, dan het jy 'n lekker full glam eyeshadow look. So ja, julle, ek hoop julle geniet hierdie video en dat hy julle 'n bietjie gehelp het. Jammer dat jy nou nie al twee oogies nie, maar tyd is ongelukkig teen my en ek werk, so ek wil nou nie so met hierdie full glam gaan werk nie. Lekker dag vir julle. Bye!